Nou vriende, ons is die Here dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom die woord van die Here. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons saam ryklik sal seën. Ek dink so aan die woorde van C.T. Studd wat gesê het, een lewe, gou gaan dit verby, net wat ons vir die Here gedoen het, sal staande bly. En ag vriende, dis nie 'n somber gedagte nie, maar juis 'n wekroep dat ons sal besef ons het een lewe en dat ons dit sal lewe tot verheerliking van die Here. Ons weet ons gaan eendag voor die Here staan om rekenskap te gee en my begeerte is dat ons elkeen uit die mond van die Here sal hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Die woorde van Halleluja lied 330 is vir my so mooi. Daar die 3de vers, daar staan: Heer in die hemel, ek verlang na vrede, wat ek op aarde sonder U nie vind. Daarom kom ek tot U in my gebede. Skenk sielevrede tog aan my, U kind. Jesus, my heiland, let op my smart, bring soete vrede in my onrustige hart. Dit is vir my so pragtig toe ek hierdie woorde gelees het. Dit is dat daar niks op aarde is wat vir ons vrede kan bied, behalwe die Here nie. Die Bybel sê van ons, hy is die vredevors. En vriende, as jy nie vrede in jou siel het nie, wil ek jou aanbeveel om na die Here te vlug. Dat jy vir die Here sal vra, Here, skenk my hierdie sielevrede. En ag Here, dat U vir my genade sal gee, dat die onrustige hart rustig sal word. Onthou, omstandighede in die wêreld verander, dinge lyk nie goed nie, maar ons kan te midde van alles vrede in die Here belewe. Vriende, mag die Here vir ons genade gee daartoe. Ons gaan aangaan met ons reeks vanuit die boek Spreuke. Ons gaan vers 12 tot 14 dan ook vandag hanteer. Nou daar staan in vers 12 van Spreuke 11, die verstandlose verag sy naaste, maar 'n verstandige man bly stil. Die wat met kwaadsprekery omgaan, maak 'n geheim openbaar, maar hy wat betroubaar is van gees bedek 'n saak. As daar nie goeie oorleg is nie, val 'n volk, maar in die veelheid van raadgewers is redding. Nou vriende, ek wil net vir u noem voor ons hierdie verse gaan begin verklaar dat daar sekere tye is wat ek verse gaan oorslaan. Ek sal vir u sê watter verse ek gaan oorslaan, omdat dit ons dit al reeds hanteer het in vorige boodskappe. So ek sal vir u net sê wanneer ons verse gaan oorslaan, en dan sal u sien dat daar van die verse na vore kom wat lyk of dit herhaling is, maar dit het so 'n bietjie 'n klemverskywing in die verduideliking daarvan, en dit gaan ek nog steeds hanteer. So kom ons vertrou die Here vir wysheid. Sekere verse gaan oorgestaan word, ander gaan nog steeds hanteer word met daardie duidelike klem op die verskil tussen die twee verse. Nou ons het al reeds bietjie gepraat oor die verstandlose wat sy naaste verag, en dan ook die kwaadspreker met wat hy omgaan. So ek gaan vanmôre nie te veel daaroor sê nie, maar daar is tog nodig om net vir u te sê wat hierdie vers vir ons wil kom leer. Daar staan die verstandlose verag sy naaste, maar 'n verstandige man bly stil. Hierdie woordjie verstandelose is die woordjie devoid of wisdom. Iemand wat 'n gebrek aan wysheid het, of wysheid het gewyk van so 'n persoon. So wat wil die Bybel vir ons sê? Iemand wat 'n verstandelose is iemand wat sy naaste verag. Een van die Engelse vertalings sê dit so mooi. Hy sê, it's stupid to say bad things about your neighbor. If you are sensible, you will keep quiet. En dit is vriende baie belangrik, want hierdie woordjie verag is die woordjie to despise. Ek dink nie veel van 'n persoon nie, ek praat met minagting van hom, ek praat afbreekend van hom, ek praat minderwaardig en verwys op 'n minderwaardige wyse na hom. En dit is die probleem van ons tyd. Baie mense is baie lief om hulle monde uit te spoel teenoor 'n ander een. En eintlik al wat hulle daardeur vir ons kom openbaar is dat hulle eintlik mense is wat 'n gebrek aan wysheid het. Dis mense wat hierdie gesindheid het van dat hulle dink hulle is slim, hulle dink hulle opinie is geldig, hulle dink hulle weet alles, maar eintlik openbaar hulle deur hulle dwaase woorde dat hulle 'n gebrek aan wysheid het. En daarom is dit belangrik dat ons sal sien, die Bybel sê vir ons baie duidelik, aan die ander kant, 'n verstandige man bly stil. Partykeer is dit beter om eerder jou mond toe te hou, voor jy te veel sê oor 'n bepaalde saak. Partykeer het ons inligting, partykeer is daar dinge wat na ons kant toe gekom het, en partykeer voel ons op 'n bepaalde tyd wil ons iets sê, dan is dit nodig om ons woorde te tel. Die Here sê ons woorde moet min wees. Daarom is dit belangrik om te sien dat verstandelose persoon is iemand wat net praat, wat sy naaste verag, wat neerpraat na sy naaste, wat oor sy naaste praat op 'n afbreekende manier. En die Bybel sê vir ons dat ons eerder aan die ander kant moet leer dat iemand wat verstand het is iemand wat weet wanneer om te praat en wanneer om stil te bly. Nou vriende, dan gaan die Bybel verder aan in vers 13
En hy sê, die wat met kwaadsprekery omgaan, maak 'n geheim openbaar. Maar hy wat betroubaar is van gees, bedek 'n saak. So is eintlik of hierdie twee verse mekaar so 'n bietjie aanvul. Die Bybel is baie duidelik daaroor, dat as ek met kwaadsprekery omgaan, wanneer dit my plan is, en my doel is, en my missie is, om ander se goeie naam te beklad, dan sê die Bybel vir my, is ek niks anders as 'n kwaadspreker nie. Ek dink miskien in my hart, dat ek hierdie saak openbaar, en ek is 'n hero as ek daar wegstap. Aan die ander kant, vriende, sê die Bybel, is ek eintlik maar besig om vir ander te wys, dat ek sonder verstand is. Dat ek eers praat, en dan dink ek, in plaas van om eers te dink, en dan te praat. Die Bybel sê vir ons aan die ander kant, as iemand betroubaar is, sal hy 'n saak bedek. En dit beteken nie, vriende, dat ons sonde moet wegsteek nie. Dit beteken nie, as iemand met boosheid omgaan, dat ons daaroor moet stil bly nie. Maar baie keer doen mense goed, wat ons liefs moet net laat. Dis nie nodig om oor elke ou se bakketel, elke ou se ding wat hy doen, 'n groot boei te maak, en vir almal te vertel hoe sleg hulle is, en hoe goed jy is nie. Dis die probleem wat ons vandag in die kerk van die Here Jesus ook kry. Dis nie verkeerd om sonde uit te wys nie. Dis nie verkeerd om verkeerde praktyke en verkeerde leringe uit te wys nie. Dis nie verkeerd om te sê dat hierdie is 'n dwaling, en hierdie ding in die skrif word vir ons geleer, en die kerk doen net die teenoorgestelde nie. Dis nie verkeerd om dit te doen nie. Maar net om eenvoudig mense uit te haal en sleg te sê, en jou opinie te lewer, en jy het geen feite vir wat jy sê nie, en jy hou net aan praat, en aanhou probeer om mense se goeie naam skade aan te doen. Die Bybel sê dis 'n probleem, en die probleem is dat jy wys dat jy 'n gebrek aan wysheid het, dat die wysheid van jou gewyk het, en dat jy eintlik nou impulsief optree met emosies en gevoelens, en op 'n manier optree wat jou later baie skade gaan aandoen. Daarom is dit baie belangrik om te sien, vers 14, as daar nie goeie oorleg is nie, val 'n volk, maar in die veelheid van raadgewers is redding. Partykeer is dit nodig om voor jy praat, vriende, eers 'n bietjie raad by ander te kry. Voor jy 'n saak openbaar, om miskien met iemand te praat, konfidensieel, en vir hulle te sê, hier is die saak wat op die tafel is, en gee my raad, moet ek hierdie ding openbaar, al dan nie. Elkeen van ons het 'n goeie raadgewer nodig. Elkeen van ons het iemand nodig met wie ons konfidensieel kan gaan praat. En die Bybel sê vir ons baie duidelik, vriende, as ons hierdie goeie oorleg het, en as ons hierdie praktyk het, om eers seker te maak, voor ons 'n saak openbaar, dat ons as wyses gereken sal word. Daarom is die gebed van my hart, dat die Here vir ons wysheid sal gee. Ek kan môre so 'n bietjie meer sê oor die gedagte van die goeie oorleg, val 'n volk, maar by veelheid van raadgewers is daar redding, om ook vir u uit die Ou Testament 'n baie goeie illustrasie te gee, van waarom daar vandag ook so baie chaos in die wêreld is, omdat mense dinge doen, hulle doen dit, omdat hulle in hulle hart gelei voel om dit te doen, hulle doen dit miskien met wraak in hulle hart, om miskien vergelding te soek, en daarom is daar so baie chaos en baie probleme. En die gebed van my hart is dat die Here vir ons sal leer, 'n mens se woorde het 'n effek op ander mense. 'n mens se woorde het effek op jouself. En daarom moet ons woorde min wees. Ons woorde moet met sout besprinkel wees. Ons moet raad inwin voor ons iets kwytraak. Ons moenie impulsief optree nie. Ons moenie die dinge uitblaker en later is ons spyt daaroor nie. Want onthou net een ding, vriende, as ons klaar iets gesê het, dan is dit verby. Ek wil miskien maar net 'n laaste illustrasie noem van wat ek gehoor het van op 'n stadium 'n vrou wat in die gemeente was, het baie dinge van baie mense kwyt geraak, en gereeld was sy aangespreek daaroor en gewaarsku daaroor, en op 'n stadium toe die Here vir haar oortuig en sy in bely en berou en belydenis voor die Here buig, het sy na die leraar gegaan en vir die leraar gesê, ek is jammer oor die skade wat ek in die gemeente aangerig het, en onder broers en susters aangerig het, en onder mense aangerig het, vergewe my asseblief daarvoor. En die predikant het van gesê, luister, die Here vergewe en ek sal jou vergewe. Hy sê, maar gee net gou vir my 'n kans, en hy kamer toe gestap, en hy het 'n veerekussing gaan haal. En hy het uitgestap, en hy het sy knipmes gevat, en hierdie veerekussing oopgesny. En daardie vere, vriende, die wêreld vol gewaai. En hy sê vir hierdie vrou, ek wil jou net vra, gaan versamel vir my daai vere, bring vir my net almal terug. En sy sê vir my, vir hom, dis gans onmoontlik. En hy sê vir haar, dis presies die ding met woorde. Wanneer ons net woorde uitblaker, wanneer ons net opinies lewer, wanneer ons net sê, is soos hierdie veerekussing wat oopgesny word. En dit waai die wêreld vol, en stories loop die wêreld vol, en ons kan dit nooit weer herwin nie. Ons kan dit nooit weer terugtrek nie. Daarom, vriende, is die boodskap vanmôre, wees versigtig
met jou woorde. Moenie soos 'n verstandelose, maar net praat nie, maar wees 'n verstandige wat eerder stil bly en kry vir jou miskien daardie raadgewer, miskien jou vrou of miskien jou man of miskien 'n geestelike in die gemeente en lê die saak voor hulle, voor jy maar net klakkeloos praat en praat voordat jy dink en later baie skade doen. Mag die Here ons wysheid gee en insig tot eer van sy naam. Groete vir u, mooi dag verder, Tara.